Amen. So vanoggend wil ek bietjie met jou gesels. Ek gaan nie vanoggend so vreeslik preek so Sondag nie. Maar ek wil met jou gesels oor wat beteken die kruis vir jou. En dis eintlik 'n vraag wat ek vra. Dis nie 'n stelling wat ek maak nie. Wat beteken die kruis? As ons nou dink aan die kruis, jy weet party mense sê jy moet nou nie 'n kruis meer dra nie want Jesus is nie op die kruisie en daar's al hierdie goeters, maar wat beteken die kruis van Jesus Christus vir jou? Vanoggend wil ek oor twee dinge praat wat die kruis vir my persoonlik beteken. En natuurlik is die eerste een, dis die simbool, dis die bewys van God se liefde vir slegte mense soos wat ons almal was. Dis die kruis van Jesus, dis God se bewys. Dis nie, ons lees as ons klein is, lees ons hierdie stories van hoe helde kom en hulle liefde bewys deur 'n soen. Nee, julle onthou vir ou Sneeuwwitjie. Ek sê nou nie jy moet jou kinders Sneeuwwitjie wys nie. Ek sê maar onthou julle toe ons nog jong was, het ons nog 'n Sneeuwwitjie en ons het 3 varkies en al daai goeters. En dan het die held gekom en dis eintlik hulle het maar net die storie gekopie van die Bybel af. Nee, 'n vrou wat iets eet wat sy nie moet eet nie, dan gaan sy dood. Dan kom maar 'n prins om haar te kom red met 'n soen. Jy sê Eddie, jy gaan nou weer Sneeuwwitjie lees. Is dit nie maar net gekopie nie, want daar is nie 'n beter storie om te vertel nie. Daar is nie 'n mooier storie nie. Daar is nie 'n storie wat meer liefde en meer waarheid het as dit nie. Nou ek gaan nou nie vandag praat oor hoe die 3 varkies uit die Bybel uitkom nie, maar ek wil saam met julle lees in Romeine 5 vers 6. Sê, for when we were still without strength, toe ons nog swak was, in due time, Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die. Your brother in arms. Jou wat saam met jou deur basic en alles gewerk het. Miskien nog vir daai iemand sal jy doodgaan. Miskien nog vir iemand wat so baie vir jou gedoen het in jou lewe, sal ons dalk doodgaan. Miskien vir jou vrou, hopelik, en vir jou kinders, is jy bereid om dood te gaan, maar God sê daai liefde is net gewone liefde. Sy liefde is 'n liefde waar hy vir ons dood gegaan het. Ons wat sleg was en vasgevang was en hom gehaat het en hom nie geken het nie en onsself gevolg het. En Jesus kom en hy bewys God se liefde vir ons deur vir ons aan die kruis te sterf. Ons wat sleg is. Ons wat foute het. Ons wat sukkel om jaar na jaar deur te breek deur die moeilikheid in ons lewe. Ons wat so gou twyfel. Ons wat so gou moeg raak om te staan. Hy het vir ons kom sterf. Hy sê, for scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man, someone would dare to die. But God demonstrates His love. Sien my broer, my suster, dit help ons het liefde en daai liefde vloei nooit uit in iets of in iemand in nie. Liefde is 'n werkwoord. Ouens moet asseblief in jou Afrikaans dit gaan skryf, jy gaan nie punte kry daarvoor nie. Maar hoor vir my, in ons wêreld van kinders van God is liefde 'n werkwoord. Dis 'n aksie. As jy net jammer voel vir iemand, dan beteken dit niks. As jy net sê, ag fooi tog. Ja, maar erg nie, shame peace man. Wat beteken daai liefde? Daai liefde, luister, ek moet maar net preek, is vir my net so moeilik om dit te hoor. Ek is net so gekonfronteer deur die waarheid soos julle. Maar ek moet dit nou maar sê, want hier staan ek nou.
Liefde is 'n werkwoord. Liefde is 'n aksie. As jou hele lewe net oor jou draai en al die aksies in jou lewe draai net oor jou, dan het jy, net soos ek, meer liefde nodig. Amen. Jy sien, God demonstreer sy liefde. Hierdie is nie iemand wat 'n belofte maak en sê, ek sal dit vir jou doen, en ek sal dit vir jou doen nie. As Jesus vanoggend hier moet staan, dan sê hy, ek het dit vir jou gedoen. En dit was 'n dierprys. Ek is nie eers gekwalifiseerd om te praat oor wat dit God moes kos om Jesus te stuur vir ons nie. Dit was 'n dierprys, sodat ons in die volheid van die grootte van Jesus Christus kan lewe op aarde. Amen. God wil nie hê as ons na hom toe kom, met ons kom soos bedelaars nie. Ons is kinders. As ons hom aangeneem het, gee hy vir ons die gesag. Jou posisie in hierdie wêreld, in die geesteswêreld, verander van 'n gewone ou bedelaar mens. Maak nie saak hoe ryk jy is nie. As jy nie Jesus het nie, het jy niks nie. Maak nie saak wat jy besit nie. Maak nie saak hoeveel mense jou ken nie. Die vraag is, ken Jesus Christus jou? Ken God jou persoonlik? Dit is rykdom. En Jesus het gekom, God het sy eie seun vermoor, sodat ons hom kan ken. En die volheid van sy liefde op aarde kan beleef. Dis die goeie nuus van die evangelie. En die ding is, ons sal nooit goed genoeg wees om daai prys te betaal nie. Of verder, ons sal nooit, maak nie saak hoe oulik ons is, jy's een Sondag doen ek dalk iets reg, en het voel lekker en prys die Here, maar dis nooit goed genoeg, om te kan verdien wat ons reeds gekry het nie. Die ding is, wat help het, jy het hierdie nice motorbike, en hy staan die hele tyd in die garage. Wat help dit, Jesus het hierdie prys betaal, dat ons hom kan ken, maar ons stap nooit daarin nie. Ons bly maar sit met wat ons belewe het verlede jaar en die jaar daarvoor in die goeie ou dae. Jesus het gesterf dat ons vandag saam met God kan lewe. Hy sê God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners. As Jesus vir jou gesterf het toe jy sleg was, hoekom dink jy vandag kan ons iets verdien? Ons kan dit nie verdien nie. Ons kan dit net aanneem, ontvang, en dit leef, en sê, dankie Here Jesus, hierdie is myne. Ek gaan nie toelaat dat die persent wat U vir my gegee het, verlore gaan nie. Amen. While we were still sinners, Christ died for us. And he said, Paulus, that hy sê, much more than having now been justified by his blood. Justified beteken geregverdig. Just as if I didn't sin. Justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him. Hy sê in Kolossense 2, and you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh. Met ander woorde, ons kon nie eers die wet onderhou nie. He has made alive together with him, having forgiven all your trespasses. Jesus het aan die kruis gesterf, dat ons vanoggend hier kan sit, vergewe, vry, skoon gewas, nuut gemaak, heel gemaak, en dat ons met hom kan fellowship hê. Elke oomblik van die dag, dit maak nie saak, luister vir my, dit maak nie saak wat die emosies in my lewe is nie. Sy teenwoordigheid is altyd in my lewe. Ek het nou die dag 'n gesprek met iemand en die ou sê vir my, man, ek is in 'n woestyntydperk in my lewe. En ek wil nou iets sê uit die regtigheid, die nederigheid van my hart. En ek sit en ek dink, en dan kom 'n besef in die oomblik by my op. Ek kan nie onthou wanneer laas in my lewe was ek in 'n woestyn nie. Want
ek is nie meer in die woestyn nie. Ja, daar's tye waar dit sleg gaan en daar's tye waar dit goed gaan, maar al daai tye gebeur in die beloofde land. Dit gebeur nie meer in die woestyn nie. Hallo? Daar was maklike tye in die beloofde land. Daar was battles wat hulle moes fight. Hulle moes nou self die broodjies maak en broodjies bak, maar dis die beloofde land. Hallo? Ons moet nou ophou om vas te hou aan 'n woestyntydperk mentaliteit. Jy is nie meer in die woestyn nie. Heilige Gees woon binne in jou. Dit gaan nie beter raak as dit op hierdie aarde nie. Alraai, daar is nie meer wat die Here kan gee as wat hy reeds vir ons gegee het nie. Ja, ons kan meer belewennisse hê en hom meer soek en dieper ingaan en ons groei op. Maar weet julle wat? Selfs die moeilikste, donkerste, slegste tyd van my lewe wat kan voel soos 'n woestyn, was die Here so naby soos wat hy is vandag. Amen. Ons lewe nie meer in die woestyn nie. Jesus Christus het gekom dat jy nie meer in die woestyntydperk hoef te lewe nie. Of in die ystertydperk of in die brons. Jy lewe nou in die koninkryk van God. God is binne in jou. En as jy bid en jy lees jou Bybel en jy dink aan die Here, hy is by jou. Hy is binne in jou as jy Heilige Gees ontvang het. So ek wil nooit weer hoor dat ons vir mekaar sê, en ouens, ek sê dit van myself ook, ek is net so opgewonde oor hierdie ding, soos julle, ek gaan weer die video kyk later, né? Weet julle, hier is die waarheid, ons lewe nie meer in 'n woestyntydperk nie. Ja, ons gaan deur moeilike dinge. Maar die oomblik as ons sê, die woestyntydperk, dan kom maar so 'n mentaliteit van, wow. Amen. Jesus het gesterf sodat ons saam met hom kan lewe. And you being dead in your trespasses and in the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him. Together with him. By hom forgiven all your trespasses. Vers 14 sê, having wiped out, hier is die goeie nuus van die evangelie. Ouens, hier is wat ons vanoggend kan celebrate. Having wiped out, hy het uitgevee, doodgemaak, weggemaak, the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. And he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Alles waaraan ek en jy moes voldoen, waaraan ons nie kan voldoen nie, het hy uitgevee en geskryf, betaal en dit in die kruis vasgespijker. En dis die goeie nuus. Daai wat jou vrou vir jou gesê het, jy is nie goed genoeg nie. Dalk het jou pa vir jou gesê, jy gaan dit nie maak nie. Daai goeters, daai goed wat teen jou geskryf was, daai skuld wat teen jou geskryf was, het Jesus met sy bloed kom skoon was. Hy het gesê, ek het dit vir jou kom doen. Ek is goed genoeg vir jou om skoon voor Vader te staan. Selfs daai goed wat jy in jou eie hart geskryf het, as gevolg van jou eie mislukking, jou eie failure, daai kere, ek weet nie of jy dit al ooit gedoen het nie. Ek was nie so dapper soos Petrus om te sê, Here, gaan weg van my nie. Ek is bang hy gaan weg. So ek was nie dapper genoeg om te sê, Here, gaan weg van my nie. Maar ek het al baie keer gedink, ag Here, gebruik my eerder iemand anders. Daar's iemand anders, gebruik iemand anders. Daar's ouens wat baie liewer, baie meer gehoorsaam, baie meer getrou is. Gebruik een van hulle. Daai goed het Jesus met sy bloed kom skoon was. Want ek staan nie hier vanoggend of jy op 'n ander plek môre oor ons nie. Ons staan daar oor hom. Oor wat hy vir ons gedoen het. En dis die goeie nuus. Daar is nie meer 'n TV-skreen in die hemel wat al jou sondes gaan wys as jy daar aankom nie. Hy TV vang nie meer op nie. Jesus het in die kruis kom sterf. Dat ons kan vry wees. Dat ons kan gaan as seuns.
Enig een van ons wat 'n pa is, as jou seun sê ek is jammer, jy vergewe hom. Is dit so nie? Hoeveel te meer ons goeie pa in die hemel. So die een ding wat die kruis met my praat, is hoe wonderlik dit is om 'n kind van die Here te wees, om toegang te hê tot die troon van God, om te vra en om te soek en om te klop en om te kry. Dis waarvoor Jesus gesterf het. Amen. OK. Maar dan is daar nog iets wat die kruis beteken. Daar's nog iets wat die kruis beteken. Matteus 16. And then Jesus said to his disciples, en wat gebeur? Jesus is by die fees en die mense het nou net gister hulle klere uitgetrek en voor die ou donkietjie neergegooi en met palmtakke gedans en gesing. Halleluja! Nie hier kom Donald Trump, hier kom die koning van die Jode. En hulle was opgewonde en hulle het hulle klere gegooi en hulle het gesing, Hosanna, prys die Here, die een in die hoogste. En hulle het gedans, want hulle was vleeslik. Maar hulle was op ten minste opgewonde. En Jesus ry in op die donkie. Hulle was al opgewonde soos julle vanoggend. Ek sê dit maar in geloof. En dan kom maar Griekse ouens, al die who is at the zoo. Al die fancy ouens is daarso, né? Die konings is daar en die tannies hak uit, dis hoede en vere en skoentjies en alles. En almal is by die fees. Want dis die plek waar almal nou 'n slag, dis die sakekamer waar die manne mekaar se hande skud en besigheid praat. Dit is groot tye in Jerusalem. En die koning kom en hulle is soos ouens. Nee, nooit almal sê hulle moet kom want Jesus die koning van die Jode het gekom. En almal is opgewonde en almal dink nou gaan ons hierdie Romeine pak gee. Hierdie ouens wat ons so onderdruk. En dan is daar Griekse ouens daar en die Griekse ouens, hulle was smart, né? Hulle was nou die ouens gewees. En van hierdie belangrike ouens gaan sê daar vir Jesus se disippels, luister, ons wil bietjie met Jesus praat. En Jesus, typies Jesus, sê vir hulle, nee, julle het nie 'n klou waaroor dit eintlik gaan dat ek gekom het nie. Dan sê dan vers 24, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. In Johannes 12 gebeur dieselfde ding. But Jesus answered them saying, the hour has come that the Son of Man should be glorified. In other words, die klere wat voor Jesus neergegooi word, die palmtakke, die mense wat dans en sing. Heaven did not say amen. Dit het vir die mense belangrik geraak. Jy ouens het gedans in die kerk, hulle was opgewonde, man, dit was lekker. Maar God het nie gesê halleluja vir dit nie. Want vir die Jode het dit gegaan oor hulle eie koninkryk. Oor hulle eie finansiële welstand. Dit het nie vir hulle gegaan oor wat is in God se hart nie. Want 3 dae later skree hulle kruisig hom en laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Die oomblik toe God die agenda verander. En dit gaan nie meer oor die blessing nie. En dit gaan nie meer oor alles wat ek uit kan kry nie. Toe sê hulle kruisig hom. Toe hy nou nie meer sê wat hulle wil en ontmoet wie ontmoet wil word nie. En hulle vervloek hulle self en hulle sê laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Dit is geestelik. Geen mens kan so iets sê nie. Sien, Jesus sê, the hour has come that the Son of Man should be glorified. Most assuredly, verseker, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Louis het vir my ietsie saamgebring vanoggend.
Wie van julle is nie boere nie? OK. Wie kan ek vra wat is hier in my hand? Kom. Saad, OK. Sade, hier's sade. Yes, daar's 'n man. Kom kyk hierso, jy moet nou eers kyk wat dit is voor jy sê. Wat sien jy? Sien jy koring? Ja, hierdie man ken van. Wat sien jy? Sien jy koring? Mooi. Wat sien jy? Sien jy ook koring? Adrian. Koringkorrels. Dan nie wil ek met hom vra nie. Kom, Paul. Koringkorrels. Magies, man. Daar sê. Daar verder gaan, ek voel sommer die salwing hier so. Daar, ek sê mos. Sê da laat leeu kan hoor. Sien die oes op die land. Verdie is nader aan reg. Binne in my hand. Ek dink elke keer as ek hom hier verander hy gaan op die bord. Gaan na die volgende enetjie toe asseblief. My magies. Nee, ek sien daai foto het hier opgekom. Jy kan ekskuus. Daar is hy. Daai ding, wat sien julle? En die regte antwoord is seker om te sê, ja, ek sien 'n koringsaadjie, ek sien koringsaadjies, maar dis nie die waarheid nie. Want binne in daai saadjies lê daar 'n oes. En binne in daai oes lê daar 'n lewe. En binne in daai lewe lê daar 'n dorp, 'n hele dorp wat lewe. As gevolg van dit wat ek vanoggend in my hand vashou. En binne in die dorp wat lewe, is daar mense en daar's ander dorpe wat lewe uit dit wat uit ons dorp uitkom. En daar's canola olietjies en die tannies maak vis en slapchips en die hele nasie lewe uit dit uit. Maar as hierdie koringkorreltjies nie uit die gerfie uitgaan en sy doppie rondom hom vrek en hy word in die grond gesit en hy sterf en hy gaan nie heeltemal dood nie, maar daai goeters om hom gaan dood. Ons doen dit nou 'n bietjie meer modern vandag. Dan bly daai saadjies in die grond en hy beteken niks vir niemand nie. En Jesus sê dit vir ons, sodat ons kan weet, dat as ons bereid is, om ook ons kruis op te neem, en ons is bereid om te sterf aan onsself, aan ons vlees, aan ons selfsugtigheid, en alles wat net oor ons gaan. En ons sê vir hom, Here, hier is my lewe, U kan doen met my net wat U wil. Dan sien iemand nie net 'n ou korrelkop nie, maar ons begin lewe bring. Lewe vir die mense om ons, lewe op die plaas, lewe in die dorp, lewe in die stad, oral waar ons kom. En ek voel die Here sê dit vir ons vanoggend, as 'n gemeente, as 'n gemeenskap. Vir jou persoonlik en jou persoonlike wandel met die Here, maar ook vir ons wat met lewe in hierdie wêreld waarin hy ons gesit het. Is jy bereid om jou lewe te saai as 'n saad in God se koninkryk? Om te kan sê, dis nie net goed genoeg om net kerk toe te kom nie. Dis nie net goed genoeg om net te sing nie. Here, ek wil hê dat U moet lewe. Ek wil U volg. Daar waar U met my stap, daar wil ek U volg. Dan gaan die Here jou toelaat om te sterf. Om oor te gee. En dan gaan hy sy gees water in jou sit en daar gaan uit jou lewe uit beginne goed groei. En jou lewe gaan aan ander mense se lewens beginne raak. En ons gaan beginne doen waarvoor hy ons geroep het. Jy sien, hier is die ding. Hoe verander God 'n gemeenskap? Deur liefde. Deur liefde. En Jesus gaan, en ek gaan nou nie daarop lees vanoggend nie, maar Jesus gaan
En dan sê hy, nadat hy so die godsdienstige mense, ouens, ons kan of godsdienstige mense wees, of ons kan die kinders van Jesus Christus wees. En ons kan besluit. Hy kyk na hierdie godsdienstige, hy kyk na die kerkmense van die dag. En dan sê hy vir die disippels, unless your righteousness exceeds the righteousness of the Pharisees, you will by no means enter into the kingdom of heaven. Wat beteken dit? Hy sê, wat help dit? Julle het net die oulike mense saam met julle in die kerk lief. Wat help dit, jy is net lief vir die mense wat vir jou lief is? Hy sê, die sondaars doen dieselfde ding, man, hulle doen nog beter as julle. Dis wanneer ons, hoor vir my, dis wanneer ons lief is vir iemand, wat vir ons niks kan teruggee nie, wat vir ons niks kan beteken nie, dis die liefde wat werklik tel. Jy is lief vir jou vriend, saam met jou ons op A was, dwars deur matriek, 50 jaar later, is mooi, is wonderlik. Beteken nie ons moet nie lief wees vir mekaar nie. Maar liefde wat regtig tel, is wanneer ek liefde gee, wanneer dit nie verdien word nie. En wanneer ek liefde gee, sonder om iets terug te verwag. Daai liefde bring vir my 'n ewige skat. Dis die liefde waarmee Jesus Christus vir my en vir jou aan 'n kruis gesterf het, voordat ons nog 'n keuse gemaak het. Amen. Die Here het ons vrygemaak, skoon gemaak, heel gemaak, sterk gemaak, gevul met sy Heilige Gees. Waarvoor? Dat ons kruis kan dra, hom kan volg, en met daai selfde liefde die wêreld kan lief hê. So die kruis beteken 2 dinge. Ons is liefgehê. En nommer 2, ons moet hom volg. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, vanoggend as ons nagmaal gaan gebruik, en ons is deel van die verbond, Here, wat U met ons gesluit het, wat U bevestig het, deur ons te vul met U Gees. Ons is deel van daai verbond. Ons is deel van U familie. Ons is kinders in U huis, Here. Vanoggend as ons dit gebruik, dan sê ons vir U dankie, Here Jesus, dat U ons eerste lief gehad het. Maar ons bid ook, Here, nie in ons krag en deur ons geweld nie. Maar Here, werk met die Heilige Gees in ons. Vul ons met hierdie liefde. Dat die liefde van God nie by my sal stop nie, maar dat dit uit my uit sal vloei. Ek vra dit, Here, vir myself en vir elkeen van ons, in die naam van Jesus Christus. Amen.